Ek wil net graag getuig hoe ek en Kobus ontmoet het. En want ek kan niks van die ongeluk onthou nie, so ek gaan daaroor getuig. Ja, my hele lewe lank na my egskeiding het ek soos 'n wandelaar geloop en soek. Weet jy, soek die perfekte maatjie en ou soek baie keer op die verkeerde plekke en jy ontmoet die verkeerde mense. En dis hoe die duiwel is. Hy sit baie keer die verkeerde mense op jou pad en dan dink jy, wow, dis nou die regte persoon vir jou. En ek het van my egskeiding baie verhoudings te doen gehad. En so die duiwel vir my die altyd die verkeerde persoon op my pad gesit en dan dink jy, Jessie, okay, jy glo dis die regte een. Maar dan kom jy met 'n skok agter as jy die persoon leer ken, dit is eintlik nie die maatjie vir jou nie. En ek het baie seer gekry in my lewe met verhoudings. En ek het vir die Here gevra, so jaar en 'n half voor ek Kobus ontmoet het ek vir die Here gevra, Here, ek is nou moeg gesoek. Want ek volg my eie kop en jy staan op jou eie kop en jy maak foute. En ek het vir die Here gevra, Here, asseblief. Ek soek 'n maatjie in my lewe met wie ek goed kan deel, maar 'n Christelike maatjie. Hy moet saam met my die Here dien en saam met my pad stap. En toe vra ek vir die Here so 'n jaar en 'n half voor ek Kobus ontmoet het, hy moet vir my 'n droom wys, die man wat hy vir my gestoor het. En die Here is so getrou. Dit is amazing. En daai selfde aand het ek 'n droom gehad van die man wat God vir my gestoor het. En hy het vir my gewys in die droom die bou van die man, die hare, die grys hierso en dan die wit en swart hier. Ek kan nie die gesig onthou nie, maar die hare kon ek onthou en die lyf. En en dan het ek net gesê, Here, ek vertrou op U. Ek weet nie hoe gaan ek hom ontmoet nie en waar gaan ek hom ontmoet nie, maar dit is alles in U hande. En so het 'n jaar en 'n half verby gegaan en ek was eendag op Facebook, jy sal nie glo nie. Dis hoe ek my Kobus ontmoet het. Social media en ek het die dag, ek het al baie mense opgespoor, vriende en familie op Facebook. As jy gaan kyk by people you may know, dan gooi jy gewoonlik friends van jou friends of mense wat jy ken, gooi vir jou die mense so uit. En ek het so geskraal en afgeskraal en Kobus se profile het net so opgepop. Ek meen, ek het in Standerton gebly en hy het in Witbank gebly. Ons ken mekaar van geen kant af nie. Hy is nie vriende van my vriende of familie of iets nie. En sy profile het net so opgepop en ek het toe ek ingaan op sy profiel, toe ek sy foto's in die goed kyk, is dit die man wat die Here vir my in my droom gewys het. Die hare, die boustyl, alles. En ek was 'n bietjie skrikkerig gewees in die begin. Ek het gedog, okay, ek gaan my naam nou seker met 'n plank slaan. Maar ek het vir hom 'n friend request gestuur. En hy het die volgende dag op Messenger vir my teruggevra, hoekom stuur ek vir hom 'n friend request? So boldly. Maar ek voel hierdie was 'n godly intervention gewees en ek het sê toe vir hom, weet jy, ek het nie vir hom gesê ek het van hom gedroom of enigiets nie. Ek het net vir hom gesê, ag weet jy nie, ek het op jou profiel afgekom en ek wil graag vriende met jou wees. Ons maar lekker chat, want ek het toe nou gesien hy single op Facebook, anders toe sal ek hom nou nie 'n friend request gestuur het nie. Ag, en van daar af het ons toe begin chat. Ja. En dit was die maandag gewees of so iets. En sy pa het die Saterdag 70 geword. Ja. En die Woensdag vra hy toe vir my of ek nie na sy pa se verjaarsdag partytjie toe wil kom saam met hom nie, want hy het niemand om saam te vat nie. Ja, en toe is die ys nou gebreek en ons het toe nou... Ja, ek moet sê, die Here is wonderlik. Ek het self ook vir die Here gevra. Ek wil 'n maatjie. Ja, ek wil mekaar vandag. Ja. Weet, die Here is goed. Ek kan elke dag getuig daarvoor. En wat vir my bevestiging was, dat dit meant to be is, dit is die man wat God vir my gestoor het. Ons was eendag saam met sy maal na hulle kerk toe en
'n pastoor van hulle hoofkantoor het daar by hulle gepreek. En ons vier het so langs mekaar gesit en soos die pastoor nou gepreek het, loop hy na mense toe en hy sê vir hulle, God sê vir jou dit en God sê vir jou dat. En hy kom toe by ons en hy sê vir Kobus, moenie laat jou grys hare jou pla nie, want ek weet hy het dit vir my gesê, sy grys hare pla. Ja, dit het. En toe sê hy vir Kobus, moenie laat jou grys hare jou pla nie. En hy kyk toe vir ons twee en hy sê toe, God het ons by mekaar gebring vir 'n rede en 'n doel. En wow, okay, dit is toe vir my bevestiging, want die ou ken ons van geen kant af nie. En hy het toe nou vir Kobus se ma wat langs my gesit het ook gekyk en hy sê toe vir haar, God het jou gebede gehoor en het jou gebede beantwoord, want sy ma het ook lank gebid vir Kobus, vir die regte maatjie. En ja, vir my was dit nou net bevestiging en ja, toe trek ek nou van Standerton af Middelburg toe en ek kan die Here net al die lof en die eer gee vir die wonderlike maat want net soos die woord wat ons nou gekry het, ek meen dit het my nou 'n bietjie opgeslaan. Ek het net ding in my kop gehad wat ek vir almal wou vertel het, maar wie het alles. Ek meen die Here het weer vir my maatjie gegee. Die lewe gaan aan en baie keer verloor jy dit. Ons het alles gehad, daai ongeluk wat ons in was, op die ou Middelburgpad. Ons was by vriende gewees, ons het gekuier, braai gehad en goed. En het gebeur in jou lewe dat jy vinnig vergeet wat jy het, omdat die Here vir jou gee. En ek het oor die pad gegaan en ek het besluit, weet jy wat, nou kom net asseblief verby, ek was geïrriteerd. En kyk hoe vinnig lewe verander, in 'n oogwink, dat die Here alles vir jou kan wegvat. Toe die ongeluk gebeur het, daal lê ons in die gras. Ek sien net, wat het nou gebeur? En ek hoor goed blaas en ek sien, Vader, wat het nou gebeur? Ek sien nie verrenning nie. Die dak het heeltemal ingekom en in my hande, ek kan net onthou, ek het haar vastgehou. En ek voel hoe haal sy asem in my hand. Ek weet om wat ek versmoor, maar wat het nou gebeur? Daal lê ons en dinge het verander, net so skielik in die mense lewe. En ek vra asseblief die Vader, weet, hierdie dinge, jy kan nie glo dat dit net so verander nie. En ek is uit op die voertuig, weer onbeweeg, kyk aan haar kant, het ek omgeseil, ek kon nie loop en my rug was, dit voel vir iemand my pouk in my rug, my bene wil nie beweeg nie. Ek het omgeseil, daar is die dak plat, en ek sien nie verrenie nie. Ek hoor net 'n stem hier, so iemand sê vir my, oom, moenie worry nie, hier's ek, waarmee kan ek help? Ek sê asseblief, maak net die deur oop, ek wil my vrou sien. En hy maak die deur vir ons oop. Ek sien nie my vrou nie, haar kop is heeltemal onder die kar se dak in. Ek toch, weet jy wat, my Vader, wat het nou hier gebeur? En daar sit ek, en ek eers wat ek in dit weet, bel van mense, kry jy iemand in die hande. En ek weet my foon is daar, sê, lief, kyk net jy vir my foon kry. En die persoon sê vir my, weet jy wat is jou nommer? En ek kyk, ek skry nie my foon nie, en hy bel my nommer, goed, daar lê my foon, gesig op, in die gras, en ek kon die medische mense bel, en ek kan mense bel wat daar is om te bel. Met dit, vat jy al sitplek terug en goed is, die persoon wat daar was, ek kan nou nog eens die manse gezichtjes onthou nie. En toe sy haar gezicht uitbring, is haar oog bezig om met haar skerel uit te kom. Oor die Vader, ek het so hard gebid, dat sy nie die haar oog moet verloor nie. Ek sal dit nie kan aanvaar nie. Maar daar is soos hospitaal toe, ons is genees. Hier kan ons voor die hele staan vandag, en ons kan getuig voor. Die Here is wonderlik. Mense, die Here is wonderlik. Ek wil net noem, ek het goeders oor 'n vrou uitgespreek, 2 weke voor die ongeluk. Ja. Moes ek die kar se lisensie gaan uitneem by die verkeerskantore en dis hoekom ek
Ou moet oppas wat jy sê. Ja, ek weet nie. Jou tong spreek lewe en dood. En ek het goed oor daai vrou gespreek en sy het my 4 keer by die verkeerskantoor op en afgejaag met die dokumente. En die 4de keer toe ek daar kom, toe is daar weer iets fout. Toe het ek my koel verloor en ek het vir gesê, sê net as jy my nie wil help nie. En op pad kar toe het ek gesê, ek hoop jy vrek in 'n motorongeluk. Ek moes dit nie gesê het nie. En toe ek by die huis kom, het ek besef, wat het ek oor die vrou gespreek? En dit wat jy oor ander spreek gaan jou tref. En ek het voor die Here gehuil en gesê, vergewe my. Dit wat ek oor die vrou gespreek het, want ek het besef, ek het eintlik nou dood oor haar gespreek. Ja. En na die karongeluk te besef ek, maar Here, jy het my lewe gespaar. Nog 'n kans gegee. En vergewe my vir dit wat ek oor haar vrou gespreek het, want dit het ons toe nou getref. En ek kon dood gewees het. Ek voel as ek nie die Here om vergifnis gevra het nie, was ek dalk dood. En ja, hy het ons gespaar sodat ons 'n getuie kan wees vir ander daar buite. Amen. Want dit is wat God van ons verwag ook. Ons moet getuig vir dit wat hy vir ons doen. En hy's 'n God van liefde. Baie mense sien net die negatiewe goed in die lewe raak, maar daar's soveel goeie goed ook. Amen. Klein goedjies wat God vir jou doen, dat jy net vanselfsprekend aanvaar. Ja. En ek wil net vir God sê dankie vir alles wat hy vir ons doen. Ja. Dat hy ons by mekaar gebring het, dat hy ons gespaar het nog, want ek glo my hart, die Here het nog 'n doel met ons twee saam. Al is dit klein goedjies wat ons vir hom doen, dit maak nie saak nie, God sien. Die Here sien alles raak. En ons hoef nie goed te doen om mense te please nie. Amen. I'm not a people pleaser, I'm a God pleaser. Amen. En ja, ek wil net vir God sê baie dankie vir alles wat hy vir ons doen. Ons waardeer. Amen. Dankie mense. Ek wil net vir Kobus en vir die mense baie dankie vir daai groot getuienis. Wie neem nie loop nie. So die Here help my gou so. Julle was gehoorsaam vandag, want die woorde wat uitgegaan het, gaan iemand anders te stig daar buitekant. Daai woorde wat van positiwiteit in 'n wêreld van negativiteit, wat die wêreld kan swaan. Ek wil graag vir julle bid, dierbare Hemelse Vader, u het hierdie twee vanmôre gesien, u het hulle storie geken. U is 'n stille luisteraar by elke gesprek, elke diens, elke oomblik. U laat ons nooit alleen. En Vader, Here, waar ons vandag hier by mekaar is, Here, wil ek die seën, die vrede van Jesus Christus oor hulle spreek, dat dit wat hulle aanraak, Here, Vader, dat het net positief sal wees en dat het u seën sal dra tot in ewigheid. Vader, ek wil ook bid vir die moeder en die vader wat hier vandag teenwoordig is, Here, dat u ook met hulle sal wees, Here, dat hulle sal lei vir wysheid, kennis en insig. En loof en ek prys u in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen.